Hey geliefdes, ek hoop dit gaan goed met julle vandag. Okay, so ons is weer in die joernaal. Hierdie was 'n boodskap wat die Here vir my die 24ste November gegee het. Ek werk nou maar so stelselmatig deur goeders wat ek al neergeskryf het en gedagtes wat ek het. So vandag gaan ons oor die twyfelgees praat. Nou, ek gaan net vir julle lees wat ek hier neergeskryf het, want baie keer as ek so in 'n bidsessie is of dis biduur of baie keer is dit in 'n kerkdiens wat dit ook kom. Baie keer is dit by die huis, baie keer is dit by kerk, baie keer is dit nou die dag was dit by die strand gewees, so waar ook al ek gaan, as die Here praat, dan begin ek te skryf. Want ek het ook geleer, as ek nie dadelik dit skryf nie, dan vergeet ek dit. So ja, maar kom ek lees vir julle. Ek haat 'n twyfelgees, sê die Here. My skape ken my stem. As jy onseker is of dit ek is, moet jy jouself vra wie se skaap jy is. My gees is nie 'n gees van vrees of twyfel nie. As jy my naam in iets verklaar en daar is geen krag in jou woorde nie, geen beweging in die gees nie, dan is dit omdat jy nie verhouding met my het nie. Jy luister na die valse gees, die een van die aarde. Nou, ek het gaan dink oor wat se skrif sal ons bysit vir dit. So, ek het een skrif, maar ek gaan hom vir julle in Engels en in Afrikaans lees. Want die Engels is vir my meer, dink ek, uitdrukkend in hierdie een, of dalk die beskrywing is net vir my mooi, wat so sê. So kom ons lees die Afrikaans eers. So ons gaan uit 2 Timoteus 2, ekskuus, het ek nou verkeerd geskryf. Dis 2 Timoteus 1 vers 7. So, want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So die Afrikaans is kort. Kom ons lees gou die Engels en ek gaan vir ons uit die Amplified Classic hierin lees. For God did not give us a spirit of timidity, of cowardice, of craven, and cringing and fawning fear, but He has given us a spirit of power and of love and of calm and well-balanced mind and discipline and self-control. Wow, dis nogal baie beheer daai, as 'n mens dink oor dit, oor wat jy eintlik alles kry. Nou ons is nie veronderstel om 'n gees van vrees in ons te dra nie. Ons moenie vrees hê wat môre gaan gebeur nie. Ons moenie vrees hê wat vanaand gaan gebeur nie. Ons moenie vrees hê om uit ons huis uit te gaan nie. Ons moenie vrees hê om te weet wat ons roeping is nie, want alles sal met tyd kom. As jy die vertroue het dat die Here dit vir jou gaan openbaar en jy glo wat hy in sy skrif sê, dan moet jy vashou daaraan, dan moet jy nie bekommerd wees nie. En ek weet, glo my, ek weet in hierdie wêreld is dit moeilik om nie oor môre te bekommer nie, want ons het almal hierdie bekommernis van, het ek finansies? Gaan ek eet? Gaan ek 'n dak nog om volgende maand oor my kop het? Hoe gaan ek my huur betaal aan die einde van die maand? Gaan ek petrol in my kar kan gooi om by die werk te kom? Ons almal sit met hierdie bekommernisse en die Here sê ons moet hom vertrou, want hy het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. En ek dink baie keer, as ons net aan die vrees vashou, dan moet ons onsself daai vraag vra, is dit die Here se gees wat met ons praat, of is dit hierdie wêreld se gees? Want hierdie wêreld is maar chaos, daar's altyd probleme, daar's gaan altyd seer wees, en dit is nie die Here nie. Ons moet begin luister, of begin dink oor wat is die stem wat ons na luister, want ons is skape, ons moet volg, ons moet ons herder volg. Nou luister ons na wat die Here vir ons sê, of luister ons na wat die wêreld vir ons sê? En dis 'n vraag wat ons elkeen onsself moet vra. Is hierdie van die Here af, of is dit nie van die Here af nie? En ek dink as jy twyfel, moet jy gaan na die beloftes in die Bybel toe. En jy moet gaan kyk wat die skrifte vir jou sê. En hier sê die Here vir jou duidelik, dat hy het nie 'n gees van vrees gegee nie. So as jy vrees het, moet jy weet, dit is nie van die Here af nie. Daai is van die vyand af. Daai is van die wêreld af, of dis van jouself af, maar dis nie van die Vader af nie. En hy sê ook, maar hy het vir jou 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing gegee. So wanneer liefde teenwoordig is, dan weet jy, God is teenwoordig. Wanneer daar krag is, dan weet jy, God is teenwoordig. En as jy selfbeheersing het oor jou situasie, dan weet jy, God is teenwoordig.
Dis 'n belofte wat hy aan jou gemaak het. So kyk in jou lewe met wat jy sukkel, wat jy oor bekommerd is, en dan vra jy jou vraag, is hierdie God, is dit ek, of is dit die vyand? En as dit nie die Here is nie, dan sê jy, tata, go away. Jy is nie welkom hier nie, want die Here het vir my gesê, hy sal nie 'n gees van vrees in my lewe wees nie. Hou vas aan die beloftes wat die Here aan jou gemaak het. Gaan lees die skrif, gaan spandeer meer tyd in die Bybel, dat jy weet wat die beloftes is wat hy aan jou gegee het, dat jy weet, dit is van hom, dis nie van iets anders af nie, dat jy hom kan herken in dinge, en soos wat jy verhouding met hom opbou, sal jy sy stem hoor, jy sal sy hand afdruk op goeie sien, jy sal sien hoe hy beweeg in jou lewe, maar ons is nie gemaak om met 'n gees van twyfel saam te lewe nie, so sê, tata gees van twyfel, tata gees van vrees, jy is nie welkom in my lewe nie, want jy is nie van die ware herder nie. Geliefdes, ek hoop julle het 'n wonderlike dag, en tot ons mekaar weer sien.